Goeiemôre. Voor ons praat, onthou Facebook se lives hou net 30 dae. So as jy die wil behou of aanstuur, jy mag ons goed aanstuur of share. Jy mag hom so share, maar as jy die video wil hê, laai hom net af. Daar is maniere. Vra maar net. As jy nie weet, ek vra ook maar net. Ja, terwyl die mense opklim, ons gaan net lekker gesels. So, kom ons gesels so 'n bietjie lekker. Ons gaan 'n bietjie praat oor valse profete. Deesdae praat almal daaroor. Wie is nou eintlik die valse profeet? En ons gaan so 'n bietjie oor ander goed praat, waar beweeg ons. Nou terwyl ons wag dat die mense opklim, kom ek gee so lank advertensie deur. So 'n bietjie, kom ek vra eers, is iemand daar wat 'n lorry het, vervoer het naby die strand, wat Appington toe ry tussenin, of jy het net 'n bakkie, jy kan net 'n bietjie mee help. Ons het 12 ton veevoer, wat geseël is in plastiek sakke, so jy gaan nie mors in jou voertuig hê. Dit is in die strand, geseelde poeier vir veevoer, wat ons baie benodig. Ons maak vleis hier vir sendlinge. En ek het 4 ton gebring, maar daar is nog 12 ton. En ek sal so bly wees as iemand my kan bel. Ek sit sommer my nommer nou hier. Kom, ek sit hom net op. Rooi is 082 7899 550. Die beste is maar om my te bel. As jy my WhatsApp en jy sien ek kom nie terug na jou toe nie binne 'n dag, gee my net 'n miskol. OK, dit is nou daar. Wat kan ek nog afkondig terwyl ons vir die mense wag? Ek het hier 'n lysie, so 12 ton klaar gepraat. Daai ander ding is te belangrik. Is Israel valse profete. Wil ons oor praat. En hoe werk hierdie foto's wat 'n ou selfies neem? As jy loop 'n kos uitdeel, mag jy afneem, mag jy nie. Ons gaan 'n bietjie oor al hierdie goed gesels. Nou kom ek lees vir ons 'n skrif. Hoe groot is God? Jeremia 49 vers 19. En wie sal my dagvaar? Staan daar. Vader, ons bid in Jesus naam. U is 'n verskriklike God. Human rights kan u nie dagvaar nie. Niemand kan u dagvaar. U is die heiland, en buiten u is daar geen ander nie. Dankie dat u vir ons lief gehad het, en lief het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Here, u het ons ontsettend lief. En hierdie selfde Jesus, wat so lief is, na sy eiendom toe gekom het, en sy eiendom het hom nie aangeneem nie, sê ook op 'n kol, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Dit wys maar net, hierdie is 'n vreeslike God, 'n liefdevolle God, maar moenie aan sy verkeerde kant kom nie. Amen. Prys sy naam. Nou ja. Ons gaan ook 'n bietjie bid vir gebedsversoeke. Maar kom ons praat, ons gaan so 10 minute gesels. Kom ek gee gou vir julle deur terwyl die mense opklim. Wat doen ons volgende? Nou, hier by School of Fire is hulle vandag uit om Bybels te gaan uitdeel en die evangelie van Jesus te gaan verkondig. Julle span is uit. Die ander span kry berading hier. Ons is elke dag besig met beradings, al daai goed. Maar ok, hierdie Sondag wat kom, gaan ons nie oop wees vir 'n diens nie, want ons mense gaan ook uit wees. Maar ons gaan die 25ste hier vertrek, 'n groep van 13. Nou moet julle hoor, mense vra altyd op Facebook, Roos, wanneer kom julle Transvaal toe, wanneer kom julle Kaap toe, wanneer kom julle Ooskaap toe, wanneer kom julle, ons het 'n sieke, ons het dit. Hoor gou, wanneer ons nou in 'n rigting kom, wil julle dan nou nie moeite maak en daar uitkom nie. En, want dis nie te sê ons gaan weer sing toe nie. En God kan voorsien, maar kom ons wees vuis dit, vir al julle wat sê,
hierdie ou wat so bedel, God het alles verniet gegee. Hy het alles verniet gegee. Jy is so 100% reg. Wat God gegee het, moet ons nie op bedel nie. Ek moet nie Jesus se bloed verkoop nie. Ek moet nie sy gawes verkoop nie. Ek moet nie sy genesing verkoop nie. Ek moet nie Jesus se evangelie verkoop nie. Maar as ek daar langs die dieseltank gaan stop, wat moontlik nou nog R7 duurder raak. Ek bedoel R30. God het nie die diesel alles uitgekoop en gesê ons mag daar stop. Met alle respek teenoor die Here. Die diesel moet ek betaal. So, as ek hier vra, wie wil bydra by 'n trip? Ek bedel nie. Jy hoef mos nie te gee nie. Jy gaan mos ook nie deel wees van die siel wat tot bekering kom nie. Wanneer ons voor God verskyn, sal jy hoor sê in sy woord, beveel die rykes om te gee. Ek is die rykie rooi is, ek kry so swaar. Hoor gemooi. 'n Mens wat 'n huis het in 'n kar het, is ryk. Weet jy wie's nie rykie? Die ou wat onder die boom bly. Hy kry swaar. As jy kan sigarette koop, is jy ryk. En dan kry jy nie swaar nie. As jy kan drank koop, kry jy nie swaar nie, jy's ryk. Okay, dis nou maar 'n paar siene. So, maar as ons altyd sê gee, jy hoef nie te gee nie. Maar die woord is vol waar Paulus sê, beveel hierdie, vra vir hulle om te gee, dan vat ons dit na die volgende gemeente toe. Jesus sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Jesus sê, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. So jy moet van nou af vir Jesus sê, jou bedelaar, beskuldig hom so, want hy het vir ons geleer. Is daar mense wat verkeerd vra? Ja. 'n Ou wat vir sy eie sak vra, om rykdom te verwerf en te bedel? Ja, dis verkeerd. 'n Ou wat vra om siele te wen, vir God se saak, hy is mos nou nie. Hy vat dit mos nou nie in sy kus saam nie. Hy is net die werktuig, en jy help, en soos 'n span wat die evangelie verkondig. So ons praat so 'n bietjie daaroor. So ek en jy, kom ons praat oor nog iets. Of kom ek maak gou klaar waar ons gaan beweeg, en dan gesels ons. Ons gaan lekker punte aanraak. Ons gaan verskil op partypunte. Ek is mos nie altyd reg nie. Ek is baie keer verkeerd. Maar iets wat jy nie by my gaan kry nie, en ek is nie windie nie. Ek dank God vir sy genade. Ek is nie besig met moedswillige sondes nie. Prys die Here. Vir die mense wat so podcaste oor my maak en my uitkry as 'n valse profeet, en ek doen dit verkeerd en dat verkeerd. Hoor gemooi. Ons gaan voor God staan eendag. En hy is die ware regter. En dan sal hy mos sê, wat het Royce in die geheim gedoen, en wat het jy in die geheim gedoen. So, ons wag geduldig vir daardie dag. En intussen moet ons arbei vir die Here. Nou kom ek gee gou waar ons gaan wees. Die 25ste vertrek ons hier, met 'n bus en 13 mense. Net vir interessantheid, het julle al gedink wat eet 13 jong manne wat saam met my ry? Het julle al gedink wat eet hulle? Net die koeldrink wat jy koop. OK? Kom ons kyk. 'n Koeldrink by garage R20. So ons praat klaar van R260. Ek wil julle net in die ding invat. Ek gaan nie geld by julle vra nie. Ek vat jou in. Kom ons koop vir elkeen 'n hamburger. Hulle gaan ons nou nie een keer 'n dag net wil eet nie. Kom ons gooi diesel in. Ons ry mos nou Rodepoort toe eerste. Van Appington af. Hoeveel? 800 km. Kom ons dink so 'n bietjie. Teen daai tyd R30 'n liter of wat. Dink so 'n bietjie. Julle wat altyd net jou mond oopmaak. Hulle bedel. Hulle doen dit. Pas op, want van elke woord gaan jy rekenskap gee. OK. Kom ons gaan nou, en het jy nou gedink, dat as ek 10 km ry, ek ry R30 uit. Die 10 km wat ek uitry, is 'n pakkie sigarette, wat ek uitry. As jy nou, in plaas van jou longe so seer maak, kan jy vir God gegee het, en ons kan iets gedoen.
dit daar gelaat. Die 25ste Reyos, 26ste, julle moet die Facebook dophou, kyk die 25ste waar adverteer ek, is ons op Talk About Jesus se Facebook. Talk About Jesus se Facebook. Ek en Devin Hofmeyer. As mense wat vra wie's Devin, en as mense wat vra wie's Roy Strauss. Devin is Steve Hofmeyer se seun. Ja, dis sy seun, en Devin Hofmeyer, ons gaan 'n bietjie lekker gesels. En ek sal vir hom die vrae vra wat julle tog so vra en ook weer beledigend is. Waar is Louis Liebenberg se diamante geld wat Devin gevat het by mense? Mense ons moet besop vir beskuldigings. Devin het nie 'n R10 diamant geld gevat nie. Hy het met geen mens gevat nie. Hy het ook nie geld by Louis Liebenberg gevat nie. Ons moet nie net koerante glo en goed glo en ons maak mense sleg en ons doen ietsie. Devin het sy hart vir Jesus gegee. Devin is nie volmaak nie, net soos ek nie volmaak is nie, en hy groei nog. Maar ons moet 'n bietjie dink wat ons sê. Wat ons saai nou oor 'n ander mens kom in jou kind se lewe op. Hoor jy wat ek sê? Iemand kan jou kind se lewe eendag vergal en vieslike stories van jou kind vertel wat nie waar is nie, want en 'n oes, 1 milliput raak mos nou 'n paar duisend milliputte, paar honderd. Dit wat jy lelik sê oor iemand, kom ons nou 100, 200 maal na jou en jou kinders toe, want die oes kom op. Besop wat jy doen. OK. Dan gaan ons die 26ste, dis nou Maart, gaan ons live wees. So julle moet uitvind, want ek gaan nie vir Devin spaar nie, hy gaan my nie spaar nie. Maar ons is pelle. Jy hoor wat ek sê? Maar ons gaan lekker lag, ons gaan gesels, ons gaan die dinge so bietjie uittrek, ons gaan grappe maak, maar ons gaan kom talk about Jesus. Dit gaan by Jesus uitkom. OK, ons weet nie wat die interviewers wil hê nie. Hulle het, sê ek weet dit gereeld nie, ook die Devin nie. Ons het daar in Israel geloop, toe sê mense, wat gaan hier aan? Rooi is, en Steve Hofmeyer se seun loop saam. 10 jaar terug, het Rooi is op Facebook gesê, bid vir Steve Hofmeyer, bid vir Zuma, bid vir Julius Malema, bid vir Casper de Vries, 1 post. Toe klim Devin op en sê, Rooi is jou, wow, jy sal nie vir my papa, so by the way, Devin het gesê, jammer daaroor. Ek het al baie in my lewe jammer gesê oor goed. So hoor gou, wat wil ek sê? Toe sien die mense en sê, nou die mense wat so verskil het. En dan was Devin by UDM, wat was daai politieke party by Neil de Beer? En dan was hy weer by hierdie een, by Bittereinders, en Rooi is het hom weer aangevat. En hy het vir Rooi is aangevat. Hier loop die twee dan nou saam in Israel, wat gaan hier aan? Kom, laat ons 'n interview hou, sê hulle. En hulle bel toe, en hulle vra, kan hulle met ons praat. Ons sien uit na dit. So, ons gaan ook gekonder word. Of, dit gaan 'n lekker gesels. Maar waar gaan hy draai? By Jesus. OK, so die 26ste moet jy nie mis nie. Jy moet dit kyk. Kry so lank vriende om op te lyn by my page en daai Talk About Jesus page. Ek sal dit weer later post. Die 27ste, die oggend in Rodepoort. Ek kan nie na jou toe kom nie, want die bus word ingeboek. Daar's 'n barmhartige Samaritaan, Edward Naudé, wat sê hy diens die busie. Terwyl hy die busie diens, stap ons in die straat en verkondig evangelie van Jesus. OK. So, as baie mense wat, as jy so terugkom van 'n trip, maar Rooi is, ek het vir jou WhatsApp gestuur en jy het nie eers gereageer nie. Ek sit agter 'n stuurwiel, hallo, ek gaan nie reageer nie. Ek kom vanaand laat klaar met die dienste, ek gaan nie reageer nie. Jy kan bel, dan praat ons. OK, dankie. En dan kom jy na die dienste toe. Dan wat ek gaan opsit, dan die 27ste van die maand, die Vrydag aan, is ons by Bosra Kerk in Boksburg. Ons is die Saterdag namiddag 4:00 weer daar. Saterdagoggend gaan ons evangelisasie doen. Ons is Sondagoggend daar, so by Bosra Kerk. Dan die 30ste en die 31ste van hierdie maand, gaan ons in die strate wees in die omgewing van Boksburg.
As jy wil meemaak en saamloop, bel my. Ek kan na jou toe kom ry nie. Ons loop in die straat, so ek gee vir jou pin location, jy volg ons en jy kom. OK. Die 1ste en die 2de April is ons aan Witbank. Is ons daar by Pastoor, sy het nou net met my gepraat. Valerie, later, sy's 'n kooi leier, sê sy, 'n pastoor. Ons gaan buite werk, ons gaan binne werk, kom asseblief. 1ste en die 2de. Dan ons Paasnaweekdienste. Ag, nou sê party weer, dis nie die regte datum nie. Die Jode se datum is daai tyd. Is jy Jood? Is jy besny? OK, hoor gou. Ek vier sommer hierdie datum van ons westerse mense en ek vier sommer die Jode se. Want my God het gesê, het gaan nie oor 'n dag en 'n datum nie, in Romeine 14 nie. Hy sê, laat elkeen die dag heilig hou, soos hy oortuig is. Hou op wetties gaan raak. OK. So vier hom nou en vier hom dan. So daar by die, is dit dan nou die 3de. Vrydag is ons by Witbank, by Quentin, se gemeente. Ek gaan dit ook weer adverteer. Jy kan al terugkyk op my page. En die Saterdagoggend het ons meel. Ons gaan na 'n plakkerskamp toe, 'n wit plakkerskamp. Ek is skaam om dit te sê nie. Ek gaan na 'n wit plakkerskamp toe, want ek was al honderde mal by 'n swart plakkerskamp. Ek was honderde mal by 'n bruin plakkerskamp, so ek mag seker na 'n wit plakkerskamp toe gaan. Ek wil eendag nog na 'n rooi plakkerskamp toe gaan. OK. Dan gaan ons sakke uitdeel en ons gaan vars, hulle word volgende week gemaak, mieliemeel. Dis hoekom 'n Sondag nie eers kerk hou nie. Ons moet maal die hele Sondag. Rooi, werk jy op die Sondag? Ja, ons werk. Die kalf is verskriklik diep in die pad. So hou jou mondjie en ons maal meel vir mense Sondag. Dankie. En die ander dag. Ons moet maal. OK. Nou, daar by Witbank, by Quentin, kyk ook, die hele Paasnaweekreeks. Jy gaan gebless word. Ek sal dit namiddag post, al daai goed. Kyk asseblief en kom. Daar sal mense wat dit weet, hulle ry van die Kaap af om daai dienste by te woon. Woon nou daai dienste by, moenie vir my volgende week of die week daarna weer vra, wanneer kom julle Boksburg toe nie? Ons gaan nou Boksburg toe, ons gaan nou Witbank toe, maar ek is in Pretoria, Rooi is, wanneer kom julle Pretoria? Klim in jou kar, of klim in 'n Uber en gaan sou toe. Ek ry dan na jou toe 800, 900 kilometer. Wat bank dink ek is 1000. Hoekom kan jy nie die 100 of die 50 ry nie? OK. Daar gesels ons nou lekker met mekaar. Kom ons doen iets. Nou ja, nou het ek adverteer. Nou wil ek 'n bietjie gesels. Ek sien vanoggend weer. Mense sit op van ander. Hulle is 'n valse profeet. Ek wil nou nie die mense bespreek van wie hulle gepraat het nie. Ek wil met jou praat. Dankie, Karin Burger Visser. Baie dankie. Philip Botman sê, jy sal rooi plakkerskamp in Ierland kry. Ja, moet ek 'n bietjie gaan kyk, man. Jene, ek wil ook soos Orania, so vir ons rooi mense 'n plek kry. As 'n helikopter so oorry, moet dit lyk soos na Makolandse blommetjies. So, maar net rooi kop mense. As die kind gebore word uit swart hare of wit hare, word hy gedeporteer. Maar OK, hierdie is 'n grappie. Jy sal nie glo nie, party mense sny daai stukkie uit en gaan verkondig. Rooie sê hy gaan nou Orania maak met wit rooi kop mense en die kindertjies gaan gedeporteer word. Kry lewe. Kry net lewe. En lag is lag. OK. Nou. Valse profete. Mense, ek het my eerste 2 jaar van my bediening, as daar toe YouTube was, sou ek al hierdie goed gekyk het wat valse profete openbaar. Ek het valse profete oor almal gepraat. En toe ek nou wakker raak eendag, soos my vrou vir een gesê het, op Facebook, seker nou nie van 'n pastoor se vrou, baie goeie woorde nie, skud jou kop, laat jou ore jou wakker klap. Vir 'n pastoor het sy dit gesê, ek like dit eintlik, dankie my vrou. Jy het gesê, want die ou moet wakker raak. Maar hoor gemooi, toe ek wakker raak op 'n dag, en 'n bietjie meer wysheid kry, kom ek agter, al hierdie mense wat ek bespreek het, in sleg gemaak het, 90% is nie vals nie. Is ek wat verkeerd was met my lering. En wat nou? Nou het ek 33 jaar terug en 32 jaar terug, daai mense sleg gemaak. En by iemand
Hey, Koos, ek is bly om te hoor, Koos loop. Maar in elk geval, by iemand het miskien verlore gegaan, omdat hy nie meer gegaan het na daai kerk toe nie, omdat ek dit sleg gemaak het. Ek het vir God hoeveel keer om verskoning gevra? Ek het in openbaar verskoning gevra. Ek het vir die pastore wat ek sleg van gepraat het, verskoning gevra. Ek het reg gemaak. Maar nou sien ek deesdae, dis oral op YouTube, openbaar vir Benny, openbaar vir Reinhard Bonke, openbaar vir Roy Strauss. Ek voel nogal goed dat ek ook ondertel is. Hier is nou 2 jafels. Ek weet nie hoe om julle te noem nie, want ek kry julle eintlik jammer. Ek like julle eintlik. Hulle het nou podcast, of die een het 'n podcast. Sy pa sê, ons het die podcast, die dokter. Ons het 'n podcast. Ek gaan nie julle name noem nie, want ek gaan nie so laag daal soos julle nie. En ek glo binnekort gaan julle begrip hê en die evangelie verkondig, en dan gaan ek help om julle bediening te bou. Want ek dra nie haat nie. Maar nou bespreek hulle my oor my, as ek vir iemand bid en hulle val. Ek het 'n hele lering by School of Fire Bybelstudies oor val. So gaan kyk net daar op YouTube. Dit wat hulle my toe van beskuldig, is presies wat ek teach. Ek voel toe 90% praat ek wat hulle praat. Maar hulle het net iets gesien op 'n video en my gaan sleg maak. So hulle die halwe waarheid en toe gemaak hulle my sleg. En direk daarna praat hulle oor valse profete. Wat sê dit? Mense kontak my. Hierdie ouens sê jy's 'n valse profeet. Hulle sê ons het nie oor jou gepraat nie. Ai tog. Ek wil nie beledigend wees nie, maar is daar fout met die verstand? Jy het nou oor Roy se naam genoem. Jy het een ding reg gesê. Terwyl hy so praat, sê die een dam, "Jessie, maar ons is eintlik slap gehad." Net soos hy. Want hierdie ouens gaan haal kinders in Oekraïne uit en red kinders en ons het 'n bespreking hier. Daar het jy reg gepraat. Dit was reg. Maar okay, ek gaan nie vir myself hier opkom nie. God sal eendag wys of ek vals was of nie. God sal eendag wys of ek geld vra of nie. Ek gaan nie myself verdedig nie. Ek kan net vir julle sê, hierdie mense wat sê ek bedel so, 33 jaar het ek nog nie gepy in hierdie bediening nie. Ek kry voordeel, maar ek het nie gepy nie. 33 jaar, al my voertuie wat ek koop, sit ek in die bediening in. 33 jaar sit my vrou en ek geld in. Sien net ek, nou wil julle hê, ek moet hier op Facebook myself promote, hoe goed ek is. So ek gaan nie dit die hele tyd vertel nie. Maar wat gaan julle doen as julle voor God staan en julle hoor, o jene, maar dis wat Roy is, eintlik was, en julle het hom sleg gemaak. Besop wat hy sê. Maar ek wil nou nie oor my praat, jy praat my sleg as julle wil. Doen wat julle wil. Hulle het nou die 'n kompetisie gehou oor Greta Wit, ek en hom Angus. Wie is die valste? Toe wen ek. Ek dink Greta het tweede gekom, Angus derde. Ek was so bly, ek het daar in die comments gaan sê, dankie, dankie, dankie. Ek kon nie eers in sub A boekprys wen nie. En op skool nie. En hier wen ek, valste profeet. Wat julle sê, nie wat God sê nie. So ek is daaroor bly. Maar nou wonder ek wat gaan God vir julle sê eendag. 'n Mens moet baie pas op. Mag ons iemand openbaar? Ek sien iemand sê daar op 'n komment wat ek gisteraand lees, iemand mag openbaar word en ons moet openbaar. Nee. Jy's nie as regter aangestel nie, maar hoor gou mooi. As ek 'n gemeente het, kom ek verduidelik gou vir julle op hierso in Appington, kom sê nou maar. En hier is 'n pastoor wat kindertjies molesteer. Daar is nou nie so 'n pastoor nie. Ek vat 'n voorbeeld. En ek het eerstehandse kennis, ek het feite. Dan moet ek waarsku. Ek moet na hom toe gaan, Matteus 18 sê, en ek moet met hom praat. Ek moet polisie toe ook gaan, want dit is 'n geweldige oortreding. Ek moet met 'n ouderling gepraat en met die gemeente. Ek moet hom openbaar. Julle hoor dit. Maar nou wil ek met julle oor iets anders praat. Jy kry mense wat sommer nou net openbaar. Daar bestaan nie so iets, maar hulle sê net sleg. En ek kyk nou vanoggend, en dis nou vir Adbosso wat hulle bespreek, en ek gaan nou nie sê of hy reg of verkeerd is. Ek het hom nog nooit ontmoet nie. Ek het nou die gesien, hy wen verskriklik siele. So, ek gaan nie van hom sleg praat nie. En wat sy storie is, besop vir AI,
En pas op vir, ek kan nou gaan sit en oor enige pastoor vir 'n halfuur iets boos maak. Want jy kan goedjies uithaal. Net oor hierdie gesprek van my, kan julle nou 'n program maak, hoe vals is ek? En woorde in my mond lê. Maar okay. Nou begin dit klim mense som op. Hy's 'n aap. Jo, eerste het jy God se skepping afgebreek. Hy sê, sodra jy dit sê, gaan jy moeilikheid. As jy klaar veroordeel. Hy sê, julle mag nie mekaar sulke name noem. Maar dis nou die ou, wat nou, daai ou uithaal as 'n valse ou. Dan sê die volgende, al hierdie mense is nogal vriends op my Facebook. Dan sê die ander, ja nee, ek sê al die jare hy's vals. Hoekom sê jy is vals? Ek het iemand by my gehad wat sê, van ander pastore, hoe steel hulle? En die een het 'n mol gebou en daai een het dit gebou. Wie sê dit vir jou? Toe ek hulle vra, wie? Wys vir my op skrif, dat die mense kerkgeld gesteel het en 'n mol gebou het. Nee, hulle kan nie dit wys nie. Mense, kom ek en jy vat ons mond en hou hom van ander mense af weg. Ek het eendag, jare terug, 25 jaar terug, skinder mense verskriklik van my. En hulle het my regtig beledig. Goed sommer oor my gesê wat nie naby waar is. En ek gaan sit by die Here, ek sê, Here, hoor wat sê hulle van my. Gaan U hulle nie uitsorteer nie. En die Here sê, wat het jy gesê? Jy het gesê, Benny Hinn, as iemand by hom op 'n verhoog wil sit, moet hy $30,000 betaal. Ek sê, ja Here, ek het dit gehoor, by Koos. En die Here sê nou, waar Koos het gehoor? Toe bestaan daar so ietsie. En ek het dit verkondig in my preke. Wie is ek en jy om 'n naam te hoor en omdat anders sê die ou is vals, sê ons ook sommer hy's vals. Hou liewerster jou mond as jy nie weet nie en bly stil. As jy iets weet en dit moet uitkom en nie 'n WhatsApp wat jy ontvang het nie, want 'n WhatsApp kan verander word, 'n video kan verander word, kyk 'n bietjie die mond. En besop vir lyntjies wat mense uithaal en nie die ding agter die ding kry nie. Soos, ek wil nou nie 'n ander ou se goed verduidelik nie, maar kyk nou dag na pastoor, nou sê hulle hoe vals is hy sê hy is nommer 1, Jesus is tweede. Sien wat hy gesê het nie. Gaan kyk sy hele preek, sien wat hy gesê het nie. Is glad nie wat hy gesê het nie. En jy verloor blessings, jy verloor klomp, wat sê ek, ja, net vir die okay, Koos, nee, don't worry jy, dis jy nie. Maar hoor gou mooi, jy verloor klomp goed, omdat jy plant in jou kinders in 'n oes, wat eendag gaan opkom as jy miskien dood is, en hulle gaan swaar kry oor jou mond. Verstaan julle mense? Ek dink, Koos, wees net versigtig, as jy dan nou regtig geroep is, nou dink ek aan hierdie ouetjies wat elke week, moet hulle 1 of 2 valse profete openbaar. Nou weet hy nie wat een volgende week nie. Dan dink hy een uit. En hy sê maar net. Hoor gou, nou wil ek ook vra, gaan jy regtig in jou binnekamer vir die podcast doen en sê, Here, gee U vir my die name wie ek moet openbaar? Ek sê vir jou, jy lieg. Ek sê vir jou, God gaan nie hulle by jou kom aankla nie. God is die aanklaer, die Satan is die aanklaer. So jy hoor by Satan. Besop wat julle doen. Nee, hoor nou hier. Dankie, pastoor Royce. Ek is net Royce. Jy is so eerlik. Ons is lief vir jou. Stel dat jy is gelukkig om so op. Haha, sê dit 'n bietjie harder. Nee, die vrou dan weer gister keer kos gekoop. Ek sê vir jou, ek het my geëet, laat ek kan opstaan amper. Ek het geëet soos Elia, in 40 jaar kan ek daarna aangaan. Nou is ek vanoggend honger, want ek het verskriklik lekker kos gekry. Nou hoor ek vanmiddag word net 'n paai warm gemaak. Maar okay, dit nou daar. Luister hier, nou stel ek ook maar swaar, julle moet nie dink dit is so maklik nie. Ek slat nie my vrou nie, en ek is so ongeskik met haar nie, en ek is, ja, sy sê partykeer, ek is kort af. Dit kom ons nou maar voor in alle huise. Ek en sy is partykeer, want ons het 'n besige skedule, en dit moenie so wees nie, maar ek kan regtig dankie sê. Ek het 'n vrou wat die 33 jaar wat ek in bediening is,
Ek het Noord-Korea toe gaan, ek het na gevaarlike plekke toe gaan oor. Nog nie een keer het sy gesê, jy gaan nie. Nog nie een keer het sy gesê, jy gaan nie siele wen daar nie, jy gaan nie daar nie. Sy het al baie keer gesê, ek is self bang nou, julle kan sterf. Ons het al huisvergadering gehou, ek en my kinders, koonkinders, sê as hierdie trip wat ek gaan, besef julle, ons gaan trips wat ons nooit op Facebook kan noem nie. Ons gaan dit voortaan noem 404 trips. Gaan dink 'n bietjie hoekom sê ek 404. Die komputer sê 404 bestaan nie. So ons gaan, dat ons nie bestaan nie, maar ons gaan doen iets. Ons doen regtig trips wat, ons kan nooit hier praat nie, want hier was al mense op, wat gebel het, Rusland toe, en dan rapporteer ons. So, maar ek gesels net so 'n bietjie vandag met jou. Nou, en daai trips moes ek al familie roep, en ek gaan hulle nou weer roep, vir iets wat ons moet beplan, en sê, die moontlikheid is, ons kan sterf. So, dit is nie lekker, seker vir my huisgesin en my vrou, om so te lewe nie. Dat ons kan sterf vir die evangelie. Maar weet jy wat, dis maklik, ek hoor altyd hoe mense sê, ek sal sterf vir Jesus, maar ek kan nie eers lewe vir die Here nie. Hy kan nie eens die sigaret neersit, of die drank neersit, of sy kindertong neersit nie, maar hy sal lewe vir Christus. Maar okay, of sterf vir die Here. Maar okay, mense, so ek wil sê oor hierdie valse profete, ek was vanoggend geskok, want dit was op mense wat vriende is met my, en ek het gedink, hulle is volwasse Christene, se page, en se groepe, wat hulle mense bespreek het, en ek weet, en nou klim maar mense op, en hulle doen die vieslikste beledigings op hierdie pastore. Daar is pastore wat vals is. Weet jy hoe baie lidmate is daar wat vals is? Weet jy hoe baie van hierdie wat die valsheid uithaal, is eintlik die vals is? Mense, kom ons probeer los dit. Ek het dit gedoen, hierdie tipe goed. Dit het my nie goed gedoen nie. Vandat ek gestop het om ander sleg te maak, as ek iets weet, eendag het 'n pastoor gesê, wie wil wegry op 'n wolkie? Hemel toe, ons bly net hier, die koninkryk is hier, niemand gaan hemel toe nie. Toe het ek sy naam gesê, mense, julle kan na die ou toe gaan en hoor hierdie snert wat hy praat, want hy het gesê, jy sal vir ewig lewe en toe dood hy. Almal, niemand gaan dood nie. Pasop, jy kan goed uithaal, maar moenie dit jou leefwyse maak nie. Maak evangelie jou leefwyse. Maak die gospel van Jesus Christus jou leefwyse. Ek was laasweek ongeskik, deur die ouetjie se pa, want die ouetjie se pa het ek gedink ek kan vriende met hom wees, wat op die podcast so vieslike goed van ons praat, en terwyl ek praat, sê die pa, ons podcast, en ek hoor hierdie arrogantheid, hierdie eie ekheid. Nou kan ek op Facebook klim en ek kan sê, daai ouens se naam is joep, hulle is arrogant, hulle is dit, en dis hulle, dit, nee. Toe het ek geoortree, ek het 3 keer van hom gesê, want ek vloekie, voetsek. Toe sê jy sê vir my voetsek, toe sê ek, julle het my beledig, ek vloekie, dis hoekom ek sê voetsek, dit was verkeerd. Ek moes daarna boodskap terugstuur, jammer, ek het gesê voetsek, so ek het reggemaak, maar okay, kom ons praat so bietjie, so stop om mense net af te breek. Luister hier gaan baie studente hier by my, party loop weg, party se ouers, voorlaasweek, ek is in Israel, hoor nou mooi, die polisie bel my, Roy is hier 'n student wat weggeloop het, die ANC counselor het hom gekry, hy sê jy het hom geslaan, ek sê wanneer sê hy? Nee, jy het hom nou net geslaan, ek sê ek sit in Israel, in Jerusalem, ek weet nou nie hoe het ek hom geslaan nie. Daarna, dis dit fyn, niemand sal om verskoning vra nie, niemand sal 'n klag maak nie, want Roy mag mos nou nie 'n klag maak nie. Roy is mos nou 'n kind van God. Hy mag nie nou 'n valse kriminele klag maak nie. Hy moet mos nou stil bly. Daai ouetjie kon nou net 'n vals klag maak. Dis valsheid. Daai selfde een, die polisie hom nie wil hê nie, sy pa wil hom hê, niemand wil hê, stuur hulle maar terug. Hulle noem my 'n martelaar toe. Hulle stuur hom terug na my toe. Ek sê, julle stuur hom na die martelaar toe terug. Hy loop wragtig weer weg laasweek. Hulle slat hom daar by die woonbuurt. Ek was weer hierdie, en hy sê vir die polisie, ek het hom vasgemaak in 'n paal. Daar staan die studente om hom.
dan skree hulle en dan slat ek. As hierdie goed op Facebook kom en sê almal, ek het julle mos gesê, Roy slat die mense, ek het julle mos gesê hoe vals is hy. Ek was eers hierdie. Op die ou en sê vir die polisie, hy is jammer uitgelieg. Weereens, Roy moet maar stil bly, dis oral vertel dit, ek moet stil bly. Ek is die pastoor, jy maak jy 'n klag terug nie. Jy moet die ander wang draai. Die mense is vinnig met daai versies. Wanneer is julle met daai versies, wanneer ek beledig word? Wanneer plaas julle al daai versies, wanneer ek beledig word? Ek glo tog, ek gaan op 'n dag, hierdie mense wat sê, jy's vals, dis dit, die poppiewet, kriminele, 'n klag maak 'n slag. Dat mense net 'n slag hoor, wees verantwoordelik vir jou mond. Ek dink dit moet 'n slag gebeur. Wat goed is vir my, is goed vir jou. Nou al die skrif van, op pad hof toe, moet julle praat, sê die Here. En nie hof toe gaan, hy sê met broeders moet ek praat. Hy het nie gesê ek moet met 'n ou wat my beskuldig praat nie. Verstaan julle? So, hierdie goed loop ons deur. Mense hier eet mense. Die wonderlikste kos. Uit 40 mense wat hier by my is, studente. Ek hoor 'n bietjie die waarheid, 35 betaal nie. Hulle ouers het hulle afgelaai en nooit weer betaal nie. Van hulle het ek eers meer die nommers nie. Kerke het hulle afgelaai en nie betaal nie. En net skree, die water loop oor, Piet. En vir my tuinman sê, die water loop oor. Ons moet eintlik hy oorvloedwater in ons lewe. Maar hoor gemooi. Dan sal ek sê, mense, as julle ou klere het, skoene het, stuur dit vir ons hier. Daar beloof hulle op hierdie Facebook. Dan kom maar 1 of 2 pakkies aan. Nou die dag het 11 mense skoene beloof vir ou hier. 1 het aangekom. So wat ek wil daardeur sê is, wie's nou vals? Wie's die bedelaar? Klim ek nou op Facebook en ek noem hy 35 se naam en sê, julle ouers, het hulle hier kom aflaai op julle Facebook, sien ek hoe julle syp. Ek sien hoe julle doen, hoe julle rook, maar ek moet na julle kinders kyk. Ek kan nie eers vir my klein kinders partykeer iets koop nie. Ek maak my hart so 'n bietjie laat julle hoor, maar ek moet na julle kinders kyk. Hy sê die ander, God sal jou seën. Moenie, jy mag nie op Facebook gaan nie, hoor. Jy mag nie dit vertel vir die mense nie. So ek moet stil bly, dat almal sê, kyk hoe bedel hy, kyk hoe doen hy dit, kyk hoe doen hy dat. Maar ek mag nie my siening gee nie. My God sê, ons moet ons sondes bely. Ons moet bekeer tot hom. En ons moet regkom. Mense, kom ons gee ons harte vir Jesus. Kom ons raak ernstig met Jesus. Kom ons lig hom op. Hy is so die moeite werd. Hy is so lief vir ons. Maak ons foute? Ons almal maak foute. Maar kom ons hou ons oë op Jesus en nie op mekaar nie. Nou wat is daar nog wat ek kan skinder vanoggend? As daar dan iemand is, Hanno, ek sien jy is hier op. Ken jy tog, jy het mos baie kontakte aan nou. Ek soek iemand wat 12 ton veevoer kan bring van die strand af tot hier. As jy dit bring, kry jou broer, kan jy en jou broer 'n ton verkoop van daai veevoer vir sy varke. Is dit nou nie 'n deal nie? Maar asseblief, as jy kan, Anno, as jy weet is van die strand af, is geseelde pakke, so hulle gaan nie mors nie, sal ek nogal bly wees. Hoor, sê hierdie persoon, Willie Botman, Royce, jy moet maar daai dinge vat, Satan is besig met ons. Hoor mooi, ek vat daai dinge. Ek vat elke dag daai dinge, my vriend. Maar hoor gou mooi, is dit nie tyd dat ek ook die waarheid buite toe sê? Of moet 'n mens net stil bly? Of wat sê jy? Okay, maar dis mooi. Ek vat daai dinge, dis hoekom ek 33 jaar in die bediening is en nie opgegee het nie, maar baie het opgegee. Ek het manne voor my gehad. Amper sê ek voor my kantoor. Kan julle glo? Ek is 33 jaar werk ek vir die Here, ek het 'n kantoor. Ek wil graag een hê. Ek het 'n plekkie, spasie. Ek het nie die geld. Ek kry die geld vir die plafon en ek kry die geld om die plek reg te maak. En dan breek 'n kar of evangelie of moet Bybels koop. Ek wil 'n bietjie laat julle hoor. Dis goed dat hierdie goed uitkom. Dan kan ek hom nie klaarmaak nie. Okay. Ja, wel nou, ek weet nie of my hart so opreg is nie. Onthou, ek is nie 'n superwese nie. Party van julle glo te veel ook in Royce, pas op daarvoor. Nou net stop jy langs my in 'n robot. Kom vertel julle wat gebeur by Wolmaranstad eendag. Ek stop nou die bus op voor Jesus is Lord. In die ou oorkant straat stop en hy wys vir my so. Hoor gou mooi.
Nou dink ek is hierdie een vinger storie. En hy wys so. Ek loer uit en strip my dadelik, plaas van kalm gee. So ek is nie so oulik nie. Ek skree, wat sê jy? En hy kap my weer so. En ek dink, jy vloek my mos nou met jou gebare. En hy kap my weer so. En ek sê vir die ou wat bestuur, draai links, ry agter die ou aan. Ry agter hom aan. Vandag gee ek 'n ou pak en daarna bid ek vir hom. Ek sien hy is frisserig nogal, maar as 'n man kwaad is, vat jy mos die challenge. Jag agterna. 500 meter, die trek jou af. Nou begin ek dink ek, aarde, wat het ek gedoen? Ek klim af. En ek loop na die ou toe, en hy gryp my hand, hy druk, en hy druk. Ek dink die ou het my dan nou gevloek. Is hy nou bang? Hy sê rooi is. Ek sê, wat wys jy my so? Hy sê, ek kyk kruiskyk. Ons is mos op kruiskyk TV. Hy sê, ek wys vir jou. Ek kyk kruiskyk. Ek dink, hy vloek my. Kyk 'n bietjie hoe kinders se ding verkeerd verstaan. Daar staan ek met 'n skaam gesig. O Johan, dis sy naam. Waar is jy? As jy kyk, bel my 'n slag weer. Ek het jou nommer verloor, man. Maar okay, ek moet begin afsluit. Nou kuier ek hom te lekker. Ek wil nog 'n ding aanraak. Ja, ek sien dit afgeneem van 3000 af, ek kry so vanoggend 9:00, net voor 9, toe staan ek op 980 WhatsApps wat vir die oggend ingekom het. So as ek nie kan, ek kan dit nie. En nou ongelukkig, as ek met iemand begin gesels, ek bid vir hom, dan begin 'n chat hulle. 'n Chat kan 'n dag vat. So ek kan nie chat nie, ek is nie met jou ongeskik as ek kort af is en sê, ek bid vir jou en ek gaan aan nie. Bel my liewerster as daar iets is. Mense wat ook wel fondse gee, bel my, moenie net, as jy sien op die WhatsApp, ek wys nie shop nie, of ek stuur die bankbesonderhede nie, of dit, bel my, asseblief. Maar okay. En dan as jy nie deurkom nie, ek kyk die nommers en dan bel ek terug. Maar hoor gou, uit hierdie maklik 150 'n dag WhatsApps, wat met my wil stry, wie's Jode en wie's nie Jode nie. Ek antwoord jou nie meer nie, ek het nie die tyd nie, en dan stuur hulle, jy's bang om te antwoord. Die ou sit in 'n sitkamer en doen natuurlik niks, en sy het sy duim uit 'n klomp nonsens, en wil hê ek moet met hom oor dit praat. Kan ek gou vandag vir julle iets sê? Want almal laat weet my nou, julle gaan Israel toe, julle bid vir Israel, dis nie Israel nie, dis nie die Jode nie. Kan ek gou vir jou iets sê? God het daai lyn getrek. Waar is Israel? God het hom getrek. Of die Jode reg of verkeerd is, Netanyahu het nou die LGTB ondersteun, en hulle ondersteun abortus, ek stem nie daarmee saam nie. Net soos in die konings, in die Bybel, dat God gesê, hierdie koning van Israel, het nie die hoogtes afgeskaf nie, maar het hierdie goeie dinge gedoen. En hy het dit gedoen, en hy het die daai goeie dinge gedoen. Sê ek nie, ek het nie vir Netanyahu aangestel nie, moenie my aanval nie. Okay, nou sê hulle, hou op vir die mense sê, dis die Jode, en julle bid vir die Jode, vir Israel. Nou wie is die mense dan nou, wat daar bly? Is dit omdat julle hierdie valse leer van die Israelvisie verkondig het? En nou sien julle na swart Jode, bruin Jode en wit Jode? En nou val julle evangelie uit mekaar uit? Kan ek jou my antwoord? Die stoepstories is heerlik. Nou maak jy sommer dat maar ek moet nou afsluit, ek het klomp werkie. Ek wil 'n dieretuin hier begin. Nou ernstig. Want die mense het my al so baie goed gesê, ek moet 'n bietjie 'n dieretuin begin. Daleen Boegling is jou seun Z Boegling. Ek vra net, Z is een van die beste pastore in hierdie land. Hy's op Swaise Reineke AGS, gaan na hom toe. Ek sê vir julle, kalm besadig. Hy's nie so sê ek rasie, maar hy's so vol van die Here. Daleen, is dit jou seun? Want hy's 'n dierbare mens. Hy het my kinders in die jeug gehad en alles. Maar okay. Kom nou net goed terug. As jy vir my sê, is nie Israel daai nie. Fine. Ek weet net, dit is Israel wat God geteken. Hier bel 'n ou my en sê, Vredendal is glo die regte Jerusalem. Hulle het nou op dit afgekom. Hulle het op reunies. Wag net so 'n bietjie vir die oomblik. Vredendal is die nuwe Jerusalem en Israel lê eintlik hierdie kant. Luister hier.
behalwe dat jy 'n verskriklike verbeelding moet hê. Ek het in hierdie ou se oor neergesit, sorry daarvoor. Ek het vir hom sê, ek het nie tyd nie, en ek wil nie dit verder, nee, ek moet verder luister. Toe sê ek het nie tyd om my gemors te hoor nie, my ore is nie asdrom nie, en na 7 minute, want hy's 'n dokter en 'n professor. Toe sit ek neer. Anderes vat toere Jerusalem toe, dan gaan ek toere begin vat Vredendal toe. Want dis moes die ou Jerusalem. Asseblief, asseblief. Ek het nie woord nie, maar oké. Nou, elke dag kry ek nou. Hou op die mense bedrieg. Israel is nie Israel nie. Ja, Johanita, ons kinder. Oké, nou wil ek gou vir julle dit sê. Hoor gou mooi. As dit dan nie Israel is, kom ons veronderstel, daai lyne van Israel, daar bly nie 'n Jood nie. Dis Pakistan of 'n Aromiet of 'n Pofaderiet of 'n maak nie saak wie nie. Whatever. Ek gaan nog steeds soontoe en ek verkondig die evangelie. Hoor jy my? So as jy nie, my God het gesê, dis Israel. En hy gaan hulle in die laaste dae hak, dat hulle almal teruggaan, dis die Alleluia. En hulle gaan nou taamlik terug, en elke dag land daar vliegtuie, soos hulle teruggaan. So, gaan sê vir God hy lieg. Maar hoor gou mooi, of dit dan nou nie Jode is nie, en dit is Suid-Afrikaners of Kaapenaars wat daar bly, dan gaan ek nog steeds soontoe. Wil die Botma juist dan in Jerusalem gebore. Maar hoor gou hier, dan gaan verkondig ek nog die evangelie. Soos ek ou vanoggend sê, hou op vir my hierdie nonsens stuur. Jy maak my vol, en ek het al op plekke afgekom op my WhatsApp, mense wat wou selfmoord pleeg, en ek kon nie by hulle afkom nie, want mense stuur nonsens, en môre sê prentjies, en aand sê prentjies. Luister nie, met alle respek. Ek gaan nou begin ongeskik raak op baie prentjies. 'n Menseblok. Dis oor die 500 WhatsApp se dag, met môre sê en aand sê prentjies. Bel my een keer 'n maand en sê môre en aand, hoe gaan dit met jou rooies en ek wil vir jou bid. Maar daai strooi moet er stop. Kan ek dit vra? Asseblief. So hoor gou weer, of Israel nou Israel is en nie, soos Appington was ons kanalappe. Ja, ek is een hier nog, so rooi kanalap. Maar hoor nou sê ek, vir laaste, of dit Israel is, en of dit is, en daai volk dit is, my God sê, alle nasies moet die evangelie kry. Iemand stuur laasweek, waar in die Bybel staan alle nasies? Hai. Wie ek wil jou nie eens reg help nie. Openbaring 20 sê, dat almal het voor God kom staan, alle nasies, alle volke, alle tale. Stop om te dink, jy is so special, dat net jou nasie gered is. Stop dit. En klim 'n bietjie af. En hoor gou mooi, die ou wat Sondag wil vier en God verheerlik, los hom. En die ou wat al Saterdag vier, los hom. Maar moenie laat 'n dag jou evangelie raak nie. Romeine 14 sê, laat elkeen dag hou soos hy oortuig is. Daar's mense, ek mag nie diesel gooi nie, rooies, jy mag nie. Ek gooi liewerste die diesel op die Saterdag, en ek gaan wen 200 siele deur die Heilige Gees op 'n dorp, as wat jy wat in jou sitkamer sit, en sit 'n YouTube ook op jou Sabbat. OK, ek moet afsluit. Lekker gepraat, julle het genoeg goed om te sê. Ek wil tog een ding noem. Hier is nou 'n plaaslike ding. Maar, nee, kom ek hou hom vir volgende keer. Ek het nou te lank gepraat, en ek moet nou 'n bietjie ingaan, man. Ek wil nou piesang eet of 'n appel, en dan wil ek wag vir die paai wat ek vanmiddag kry. Ek dink die Stella gaan so lank op die live kyk. Hier sê sy te skilder. Maar ek gaan haar nommer hier plaas. Ek stuur julle vir haar WhatsApp en sê, maak vir Rooies iets meer as 'n paai. Sit vir hom 'n bietjie 'n slaai by, of aartappelslaai of iets by sy paai. Julle almal moet stuur. Kom ek sit in. Nou moet ek sag praat, laat sy nie hoor nie. Stella. OK. 082 33 83802. Daar hoor ek die panne, die paai word nou warm gemaak vir my. Dis 11:00. Ja, gaan nou paai eet. Nou stuur vir haar.
Nee man, Royce moet nog extra iets kry, behalwe die paai. Moenie vir Royce 'n paai maak. Lekker dag, Jesus is so lief vir julle. Vader, ek bid oor hierdie pragtige mense, dankie vir die atmosfeer, dankie vir die vriendelikheid, dankie vir die liefde. En die wat nog godsdienstig is en grom en alles, Here raak hulle aan, dat hulle ook u liefde in u binnekamers ontvang. En hierdie manne wat op podcast net ander afbreek, dat hulle tot by 'n punt kom wat hulle sê, traktaatjies, Bybels, dagryos, ons verkondig Jesus. Dit sal lekker wees. Seën hulle asseblief almal in Jesus naam. Amen. Net so 'n bietjie Wolf, as jy kyk, Johan van der Westhuizen, hy het my jare sleg gesê en gevloek hier op Facebook. En deesdae, jy het nou lanklaas gebel. Is lekker as hy my bel en hy vertel vir my hoe geniet hy ons preke en hoe geniet hy hier kom staan by my plek en my om verskoning gevra. Julle hoef my nie om verskoning te vra nie, maar dit was nogal lekker. Johan, bel my 'n bietjie, jy's 'n eyster. Die Here seën julle. Stuur, ja, geel vet met 'n T-bone, stuur gevaar. Dankie hoor. Laat loop die WhatsApps. Sê, Royce kan nie paai eet nie. Hy moet iets anders